Graad 10 wiskunde statistiek. Heel eerste kan ons vra wat is data? Data is inligting wat ingesamel word. Byvoorbeeld, hoeveel SMS'e het jy gister gestuur? 3, 8, 12, 5 of 10. Hierdie staan bekend as kwantitatiewe data. Dit kan as getalle geskryf word. Of, watter selfoonnetwerk gebruik jy? Byvoorbeeld Vodacom, MTN, Cell C. Dit staan bekend as kwalitatiewe data. Dit beskryf eienskappe of kategorieë. Maatstawwe van sentrale neiging. Heel eerste, as ons 'n datastel het, kan ons die gemiddeld kry deur al die waardes bymekaar te tel en te deel met die aantal waardes. Daarna kan ons die mediaan kry. Dit is die middelste waarde as die datastel gerangskik is van klein na groot. Daarna kan ons ook die modus bereken. Dit is die waarde wat die meeste voorkom. Hoekom groepeer ons data? Wanneer ons rou data het, kan dit dalk te veel wees en moeilik wees om dit te interpreteer. Daarom groepeer ons die data in intervalle en hierdie intervalle sit ons dan in 'n frekwensietabel met die aantal keer hoeveel dit voorkom in die frekwensiekolom. Ons stel dan hiervan 'n histogram op met die y-as waar ons die frekwensie sit en die x-as die intervalle. Nou kyk ons na maatstawwe van verspreiding. Verspreiding wys hoe data versprei is. Gestel ons het 'n stel data. Van hierdie data kan ons dit op 'n getallelyn gaan rangskik en van hier af kan ons sien wat is die minimumwaarde en wat is die maksimumwaarde. Wanneer ons die minimum en maksimum waarde het, kan ons die omvang bereken wat maksimum minus minimum is. Ons kan dan ook persentiele bereken. R is gelyk aan P oor 100 en min 1 plus 1. P is die persentiel, N is die aantal waardes en R is die rangorde of die posisie. Kwartiele. Q1 is die 25ste persentiel, Q2 50ste persentiel of mediaan en Q3 is die 75ste persentiel. Interkwartiel omvang is Q3 minus Q1. Semi-interkwartiel omvang is die interkwartiel omvang gedeel deur 2. Laastens kyk ons na die 5-getal opsomming. Wanneer ons 'n geordende datastel het, kan ons die minimum, Q1, die mediaan, Q3 en die maksimum gaan bereken. Daarna kan ons 'n mond- en snoerdiagram teken. Die eerste waarde is die minimum, die tweede waarde is Q1, dan die mediaan is in die middel, Q3 en dan die maksimum is die regter snoer. Hierso kan ons sien, die boks wys die interkwartiel omvang. Die snore wys die minimum en maksimum waarde.